Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Here, dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om by mekaar te kom en te weet U is 'n goeie God wat die lewe vir ons as 'n gawe, die alledaagse, die elke dag as 'n gawe gee, is ook hier teenwoordig. Laat ons U woord hoor en laat U Gees dit ook op ons harte skryf, sodat ons U wysheid, Bybelse wysheid, God se wysheid, kan deel maak van ons lewe, deel maak van ons alledaagse lewe. Dankie vir die liefde. Amen. Soos ek gesê het, ons is besig om hierdie wysheid, Bybelse wysheid te loer, 'n kyk te gee na Bybelse wysheid. En juist te vra, hoekom is Bybelse wysheid nodig vir 'n komplekse wêreld? So ek wil graag in die volgende 2 weke stil staan by wat ek persoonlik dink 2 baie belangrike eienskappe is van wysheid en hoekom wysheid vandag vir ons as gelowiges belangrik is en nodig is om die lewe te navigeer. Nou hierdie was vir my persoonlik so belangrik dat ek alreeds vir julle 'n bietjie wil vooruit sê, die Bybelskool wat 5 en 12 Augustus gaan wees, gaan ons juis verder gaan met hierdie vraag oor wysheid en hoe is wysheid belangrik vir ons as gelowiges vandag. Maar hoekom dink ons is wysheid? Hoekom sê ek is wysheid belangrik vir ons vandag? Ons lewe vandag in 'n tyd van baie inligting. Ons het toegang tot al die antwoorde, tot kenners, tot mense wat podcasts het, video's, selfs AI kan vir ons al die antwoorde gee. Maar meer antwoorde beteken noodwendig dat ek beter weet hoe om te leef nie. Jy kan baie weet en steeds wysheid tekort kom. Nou dis waarom die wysheidsliteratuur, as ons na die Bybel toe gaan, vir ons so belangrik is. Wysheid help ons om die lewe reg te lees voor God. Dit help ons met nederigheid, met onderskeiding, getrouheid, juist te leef met liefde in 'n wêreld wat baie keer baie kompleks is, vir ons eenvoudige antwoorde. Die komplekse lewe kan nie ons eenvoudige antwoorde vat nie, of hulle maak ons eenvoudige antwoorde te kompleks. So ek wil vandag kyk na die eerste eienskap, as ek nou kan praat van 'n kenmerk eerder van Bybelse wysheid. As wysheid is die kuns om die kompleksiteit van die lewe te navigeer. Ek dink as ons na die Bybelse konsep van wysheid, goddelike wysheidsliteratuur kyk, dan is dit een kenmerk. Natuurlik is daar verskeie. Ek dink 'n tweede kenmerk wat ons by volgende week gaan stil staan, is juis wysheid as die vermoë om God se weë in die onmiddellike, die gewone oomblikke van die lewe te onderskei. So dit is die roetemerke vir ons vandag en volgende week. So vandag wil ek begin met hierdie vraag. Hoe leef 'n mens wys met wysheid wanneer die lewe nie volgens reëls werk nie? Wanneer die goeie en die regverdige mense ly en swaar kry? Wanneer die goddelose, die bose mense floreer in die lewe? Wanneer ons goeie keuses maak, maar dit gee ons 'n moeilike uitkoms wat ons nie verwag nie? Wanneer jy na die wêreld kyk en vra, Here, hoe werk dit? Nou ek dink baie van ons hou dalk van hierdie lewe in die sin van wanneer die lewe min of meer sin maak. Nee, ons wil nie 'n lewe leef wat nie sin maak nie. Ons soek sin in die lewe. Ons hou daarvan wanneer daar 'n baie duidelike korrelasie of verband is tussen wat 'n mens doen en die uitkoms, dit wat met 'n mens gebeur. As ek hard werk, eerlik leef, goed doen, God dien, my lewe en nog my tiendes vir die kerk gee, dan behoort my lewe tog op een of ander manier beter uit te draai, veiliger te wees, maar dan gebeur die teenpool. So, daar's waarheid daar, na strewe van 'n menslikheid en ek verstaan dit, maar die Bybel leer ons dat juis hoe ons leef, saak maak. So wat ek probeer sê is, dis nie onbelangrike vrae nie, dis belangrike soeke na die lewe.
Wysheid is beter as dwaasheid, sê die Bybel. Regverdigheid is beter as om goddeloosheid na te streef. Integriteit is belangrik en ons as gelowiges moet dit leef en ons moenie korrupsie nastreef nie. Die vrees van die Here is beter as 'n lewe sonder God. En Prediker as ons roetekaart vir die afgelope paar weke is nie teen dit nie, hy sê dit vir ons. Maar Prediker kom vandag in die teksverse wat ons vandag wil doen, Prediker 7 en Prediker 8, om juist te sê, wees versigtig wanneer jy van wysheid 'n formule maak. Wees versigtig wanneer jy dink, ek het nie die regte beginsels gevolg, die regte goed gedoen, dan sal die lewe mos nou uitwerk. Inkomste wat ek doen, die formule bepaal die uitkomste. En dan hierdie formule moet net reg wees, want dan weet ek wat ook al ek insit, sal die gewenste uitkomste gee. Wanneer geloof dus 'n manier word om die lewe te probeer beheer, om kontrole en beheer in die lewe vir ons in te bou. Nou enigiemand wat dalk al lank genoeg geleef het, sal weet, die lewe werk nie altyd volgens reëls nie. En juis ook nie reëls wat ons graag wil hê of wil glo nie. Soms lei mense wat regverdig lewe. Soms kom mense wat verkeerd leef, juis weg daarmee. Of lyk hulle lewe anders, gewenste teenoor my lewe. Soms maak jy die wysste besluite, maar jy kry steeds nie die uitkoms wat jy wil hê nie. En dit is hoekom ek dink vandag ons roetekaart Prediker 7 en 8 help ons met hierdie wroging, met hierdie vrae, met hierdie eerlike vrae voor God. So Prediker probeer nie wegvat of ons wegvat van 'n geloof wat sê ek kan God se werk uitwerk of ek kan God se werk neerskryf, uitpleis as te ware nie. God vorm ons in 'n dieper wysheid en Prediker 7 en 8 gaan hierdie vir ons gee vandag om te sê ek kan God vertrou selfs wanneer ek nie God se werk van begin tot einde kan verstaan nie. En dis ons teks, Prediker 7 vers 13, begin met hierdie reis vir ons vandag. Prediker 7 vers 13 sê, kyk na die werk van God. Wie kan regheid maak wat hy krom gemaak het? Nou mag dalk 'n vreemde vers wees, dis nou nie 'n versie wat ons op die yskas gaan plak nie, nê. Nou wat beteken dit as ons sê dat God iets krom gemaak het? Nou ons moet versigtig wees, want Prediker sê nie dat God boos en onregverdig is en hy maak alles krom in die lewe nie. Hy sê daar is dinge in die lewe wat jy en ek eenvoudig net nie kan beheer nie. Maak is ook hoeveel wysheid ons het of hoe vroom ons is nie. Ons as gelowiges kan nie dit beheer of reg trek nie. Daar is seisoene wat jy nie kan forceer nie. Daar's uitkomste in die lewe wat jy nie kan beheer nie. Daar's vrae wat jy nie kan oplos deur harder te dink, al die large language models te vra, die slimste persoon in jou omgewing te vra nie. Jy gaan nie die antwoorde altyd hê of die oplossings kry vir jou probleme nie. Daar's krom dinge wat jy net nie met jou eie lewe of hande kan regtrek nie. So dis 'n kyk na die eerlike, realistiese kyk. Nou sê Prediker, kyk daarna. Sê dis een van die gawes wat Prediker eintlik hier vir ons eintlik sê om te sê, hy sê wees eerlik. Gee toestemming, sê Prediker vir ons. Vra daai vraag, kyk daarna en wees eerlik. Hy sê om te kyk na die lewe soos dit is, dis 'n gawe. Om te kyk na wysheid as 'n waarde, maar ook so wysheid as 'n grens, dis 'n gawe. Om te kyk na regverdigheid en na die feit dat regverdigheid nie altyd beloon word nie. Om te kyk na God se werk en te erken, ek is nie God nie. Wat sê, ons leef in 'n tyd waarin mense vinnig probeer verklaar. En dis hoekom ons so worstel met hierdie stellings. Wanneer iets slegs gebeur, wil ek weet hoekom. Ons soek 'n rede, 'n les of ons wil eintlik ook iemand blameer, as ons eerlik is. Hoekom? Sodat die wêreld veilig voel. Want as ons die uitkomste kan beheer of kan die formule neersit om te sê, die inkomste, die optrede het hierdie gewenste uitkomste gegee, so nou verstaan ons dit, ons kan dit beheer, daar's bietjie kontrole.
Nou wil ons net eerlik daarna kyk en sê, dit moet net nie met my gebeur nie. Want as ek kan verklaar, dit het met daai persoon gebeur, dan moet ek net seker maak, ek moet nie hierdie lewe leef nie, want hierdie lewe se uitkomste gaan vir my dit gee. So as ek kan fout vind of rede gee, iemand skuld gee of die fout kan identifiseer, dan weet ek kan daai lewe probeer vir my, in my eie lewe. Dis hoe ons as mense soms wêreldse, aardse wysheid probeer leef. 'n Prediker waarsku ons om te sê, ons moet baie versigtig wees met hierdie vinnige verklaringe. Nee, ons ken daai vinnige verklaringe, ons gaan nou 'n bietjie by hulle stil staan. Maar wat Prediker hier vir ons sê is, kyk na die werk van God. Erken dat ons nie alles kan reguit maak wat krom lyk, of wat ons dink krom is nie. Maar dit is 'n uitnodiging tot nederigheid. Daar's baie dinge wat ons moet aanspreek. Ja, Prediker sê ook, moenie net stil bly nie. Ons moet onreg teenstaan as mense ingedoen is en vertrap word, moet ons opstaan vir hulle. Ons moet verantwoordelik leef. Ja, ons moet wyse keuses maak. Maar tog moet ons besef, die eerste tree van Bybelse wysheid is ek weet slegs gedeeltelik. Ek is 'n skepsel, God het my geskape, ek sien net 'n gedeelte van die prentjie, ek sien nie die geheel nie, ek verstaan dus ook so nie die geheel nie, en is nie ons werk om dit te doen nie. Om te erken daar's 'n einde van my wysheid, dis dalk die begin van Bybelse wysheid. Dan gaan Prediker verder, Prediker 7 vers 14, en sê hy, wees bly op die dag van voorspoed, as er 'n dag van teëspoed kom, sien dit so. So is die een het God ook die ander gegee, sodat die mens nie sal weet wat vir hom voorlê nie. Nou ek weet as ons dit lees, gaan ons dadelik sê, maar Peer, ek het vir jou gesê, hier is daai teks in die Bybel, wat ons moet voor versigtig wees, want God is die oorsaak van slegte dinge. Dit is nie wat Prediker hier sê nie. Prediker sê vir ons op sy eenvoudige predikertaal, God stuur vir ons slegte dae, so moenie vra nie. Dit is nie wat hy sê nie, wees so versigtig. Hy gee nie vir ons ook maklike verklaringe nie, vir die pynlike dinge wat gebeur nie. Die punt van hierdie vers, wat Prediker vir ons hier probeer sê, is dat die mens nie kan ontdek wat na ons sal kom, of sal wees nie. Daar is 'n grens tot ons verstaan. Hy sê daar's goeie dae, en daar's slegte dae. Albei dae lê binne die werklikheid van 'n wêreld wat voor God geleef word. Die goeie dag is nie 'n ongeluk nie. Die slegte dag is nie buite God se bereik nie. Maar ek kan nie altyd uitpleis hoe God werk in elke dag en seker maak dat ek die formule verstaan om te soek en te streef na net slegs goeie dae nie. So Prediker gee vir ons hier 'n ander soort verstaan van wysheid. Hy sê, op 'n goeie dag, wees bly. Ontvang dit, moenie dit so ontleed, sodat die vreugde uit dit ontleed word nie. Miskien is jy so iemand, miskien ken jy so iemand. Jy kan nie dink die lewe gaan so goed nie. Sodra daar iets goeds gebeur, soek jy iets om ongelukkig oor te wees. Jy ontleed die vreugde, dat die vreugde ook uit dit ontleed word. Prediker sê, moenie daar gaan nie. Goeiedag, wees bly, ontvang dit, geniet dit. Maar as Prediker eerlik is, sê, op 'n slegte dag, dink na. Nie omdat jy alles moet kan verklaar nie omdat jy vinnig moet besluit wat God probeer sê en daar's 'n doel daarmee nie, maar omdat 'n slegte dag vra dat ons stadiger moet leef, dalk dieper moet luister, eerliker kyk en dalk nederiger word. Dis dalk nie die beste voorbeeld nie, maar die dag wat jou kind siek is ook die dag wat die hond opgooi, is ook die dag wat jy pap wiel kry, is ook die dag wanneer jou baas vir jou te veel onnodige verslaaf vra. 'n Slegte dag probeer ons altyd vinniger werk. En in daai vinniger doen, vinniger dink, vinniger leef, vinniger werk, probeer ons eintlik dalk die dag verby werk, ek weet nie, maar dit is dan juis daar wanneer ons in die slaggate van die lewe vra.
Nou Prediker sê vir ons die wysheid, Bybelse wysheid, dit is nie 'n formule wat maak dat jy slegs goeie dae het nie. Ons moet nie formule probeer verklaar en dan moet ons seker maak ons optimaliseer ons lewe sodat ons slegs goeie dae het nie. Wysheid, Bybelse wysheid is die vermoë om anders te leef op verskillende dae. Op 'n goeie dag ontvang dit wat jy het met dankbaarheid. Dis 'n gawe van God, soos ons sien in Prediker 9. Op 'n slegte dag moet ek leef met onderskeiding. Stadiger, dink na, wonder, beleef die Here. Op albei dae erken ek, God is God en ek is nie. Dit is Prediker se wysheid. Dit wys ons die perke, die grense van ons wysheid. Want ons as mense wil dit ontleed en ontdek en 'n rede dit in ons formule kan plaas. En die moeilikheid is ook dat miskien probeer ons dikwels leef met môre se sekerheid vandag. Ons wil die hele pad sien voordat ons die volgende tree kan gee. Ons wil die toekoms ook kan beheer, want dan kan ons daai formule ook toepas in die toekoms om te vermy dat daar slegte dinge, bose dinge met ons gebeur, sodat ons lewe optimaliseer. So lees ons dan ook bietjie verder en Prediker sê vir ons bietjie skerper in vers 15. In my lewe wat tot niks gekom het nie, het ek alles gesien. Regverdig gaan onder, al doen hy reg. 'n Goddelose geniet 'n lang lewe, al doen hy verkeerd. Nou ek dink Prediker is hoekom ek baie van die boek so hou dit. Hy vra die eerlike vraag wat ons dalk te bang is om te vra, of dalk wat ons stilweg diep binne in ons vra. Hy sê daar's regverdige mense wat juis meer bose dinge gebeur wat ondergaan. Daar's mense wat opreg leef, lief het, hulle verhouding met die Here lyk goed, hulle lewe reg, hulle bid, is stap pad met die Here, maar tog slaan die lewe hulle ook hard. En dan is aan die ander kant die goddelose mense wat uit die lang lewe het. Mense wat lieg en bedrieg en manipuleer en korrup is en boos is en die plesiere van die lewe nastreef, maar hulle lewens kom uit op sukses. Nou wat Prediker sê is, hy kyk na hierdie en hy sê, maar hy sien dit. Hy sê nie ons moet vir my nie, hy sê nie, kom ignoreer dit of maak of dit nie daar is nie. Hy is eerlik en hy sê, dit is belangrik, hy sê, hy kyk daarna. Hy sê, ek het al gesien dat regverdiges ondergaan en dat goddeloses lank leef. So hy gee nie vir ons 'n antwoord of 'n maklike oplossing vir hierdie nie. Hy gee nie vir ons 'n formule nie. Hy maak nie asof dit net lyk asof die wêreld so werk nie. Hy sê ek het dit gesien. En juist hierin help Prediker ons. Want hy gee vir ons toestemming om eerlik te wees oor dit wat ons sien. En ek dink dis vir my die mooi krag van Prediker. Soos ek 'n paar weke terug in die Prediker gesê het van, hy sit die lig aan van die lewe om te sê, ons kyk, ons sien die lewe rou en eerlik voor ons. En nou dis die uitdaging, want baie van ons as gelowiges wil eerder die lig af, so sê, nee, Prediker sê die lig af. Ek lewe eerder met die onkunde, want ek wil nie graag sien wat gebeur nie. Wat beteken, baie van ons geloof is gebou met die sekerheid dat die lewe goed sal wees. So baie van ons sukkel met geloof, omdat hulle voel, ons het al te veel gesien in die lewe. Sodra iets goeds met 'n bose persoon gebeur, vra ons hoekom. As iets slegs met 'n goeie persoon gebeur, dan vra ons ook hoekom. En dan daai meer vrae wat ons het, begin ons vra hoekom. Die Prediker wil ek so ver gaan om te sê, as jy geloof net gebou is op die idee dat goeie mense altyd goeie uitkomste gaan kry, gaan jou geloof baie vinnig gebreek word deur die werklikheid. En Prediker probeer dit vir ons keer. Hy probeer ons 'n wysheid gee in ons geloof. Hy sê, hy breek hierdie formule totaal en al af. Hy sê, daar is nie 'n formule nie. Want jou geloof moet die werklikheid kan beleef en dit kan oorleef. Jy moet dit kan leef in die werklikheid van die lewe. So die Bybelse wysheid is dieper as net hierdie idee dat om reg te doen gaan jou goeie uitkomste gee. Die Bybel roep jou om reg te leef, selfs wanneer jy nie kan waarborg
hoe alles gaan uitwerk nie. En dit is hierdie soort regverdigheid wat nie 'n transaksie is nie. Want ons as gelowiges sien dit as 'n transaksie. Here, ek gaan reg leef, U moet my 'n geseënde, goeie lewe gee. So ons soek 'n formule, 'n regverdige formule. So my lewe bepaal my uitkomste. En Prediker sê nee, breek daai af. Regverdigheid is nie 'n tegniek of 'n formule om pyn te vermy en die goeie in die lewe reg te kry nie. Regverdigheid volgens God is 'n manier om getrou voor God te leef. So nou sê Prediker vir ons hierdie realiteit. En nou wil ek bietjie vorentoe skiet na hoofstuk 8 toe, wat eintlik vir ons dit bietjie skerper stel. Prediker 8 vers 11 herhaal hierdie probleem wat ons nou gesien het. Hy sê in vers 14, ook hier lei wat op die aarde gebeur het, tot niks. Oor regverdiges kom wat goddeloses toekom, oor goddeloses kom wat regverdiges toekom. Ook hierin sê ek, kom dit tot niks. So Prediker herhaal hierdie op 'n skerper manier. Om te sê die wêreld werk nie altyd soos ons dink dit behoort te werk nie. Maar die woordjie wat hier inkom is vir ons belangrik. Hy sê, die regverdige kry soms wat die goddeloses kry nie. Goddeloses se lewe werk goed uit. Ons verstaan dit nie altyd nie. Dan noem hy Prediker noem dit Hebel. Dis hierdie asem, dis hierdie damp, dis iets wat nie vergryp of kan verstaan, onbegrypbaar kan ons dalk maar vir jou vertaal. Dis hierdie gevoel dat jy na iets kyk wat nie pas by hoe die wêreld behoort te werk. Dis uit plek uit konteks uit. En Prediker sê, ek sien dit ook. Dan sê die Bybel vra vir jou en my, nie om onreg te normaliseer en te dink dis reg nie. Prediker gee vir ons 'n taal vir ons ontsteltenis. Hy sê, dis Hebel, dit pas nie. Dis nie gehoord nie, dis nie netjies nie. Dis nie maklik verklaarbaar nie. Dis nie 'n probleem wat met 'n slagspreuk of 'n versie opgelos kan word nie. Maar die realiteit volgens Prediker, hy sê, hierdie ontsteltenis is deel van die pad na wysheid. Want wysheid wat nog nooit met onreg geworstel het nie, wil ek sê is dikwels nog baie dun. So Prediker leer ons om stadiger te praat en te worstel met hierdie onvanpasheid in die lewe. So daar's 'n soort geestelike taal wat elke ding probeer verklaar. Miskien is jy van daai gelowiges wat altyd die verklaring skiet, of miskien was jy al die ontvangkant van die gelowiges wat daai versie so vir jou skiet. God het seker iets beters beplan vir jou lewe. Alles gebeur met 'n rede. God toets jou seker. Hy maak nie die deur toe, maar hy is besig om 'n deur vir jou daar oop te maak. Nou hoor my asseblief mooi, ek weet ons het altyd die mooiste intensies daardeur. Maar dit maak soveel pyn as ons sulke vinnige skiet, maklike vroom oplossings gee, dat ons meer pyn maak as mense nader aan die Here toe vat. So soms is die wysste ding juis om te sê, ek weet nie hoekom dit gebeur het nie, maar ek is hier. Wysheid is om te erken, dit is verkeerd, dit is onvanpas, dit hoort nie. Dit is swaar, dit is Hebel. Wysheid is nie om 'n klomp regte antwoorde in 'n formule te gee vir mense nie. Wysheid is om te weet hoe om reg te leef met die beperkte antwoorde. Nou ek dink Prediker 8, 16 tot 17 help ons hiermee. Hy sê, so het ek my daarop toegelê om agter te kom wat wysheid is en om te begryp waarmee mense hulle op aarde besig hou, sonder dat hulle dag of nag tot rus kom. Toe het ek al die werk van God begryp. Die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Hoe hy hom ook al inspan en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse hy weet, kan hy nie verstaan nie. So Prediker beskryf hier iemand wat soek, dink en ondersoek. Dit is belangrik vir ons tyd, want ons het toegang tot al die inligting, as enige vorige geslag voor ons. So jy kan vandag vinniger die antwoord kry vir enige vraag van jou lewe. Maar meer inligting maak jou nie outomaties wys nie. Jy kan baie weet,
maar dit nog steeds weet sonder nederigheid, sonder liefde, of dit nie jou lewe makliker maak om die onsekerheid van die lewe te leef nie. So wysheid vandag leer ons om te sê, wysheid begin met die erkenning dat my kennis het grense. So ek wil graag vir ons afsluit, hierdie eerste reeks. So ons uitnodiging van Prediker 7 en 8 vandag was amper relatief eenvoudig. Hou op om van wysheid 'n formule te maak. Hou op om van geloof 'n manier te maak om die lewe te beheer of kontrole te probeer hê daarop. Hou op om te dink ons moet God se totale en hele werk kan verduidelik voordat ons hom kan vertrou. Vandag help Prediker ons om te sê, kyk na die lewe eerlik. Daar's goeie dae, ontvang dit. Daar's slegte dae, leef stadig en dink na. Daar's krom dinge wat nie reguit getrek kan word nie. Erken ons eie grense. Daar's onreg wat ons raak sien in die lewe en ons ontstel. Noem dit eerlik en wys dit uit. Daar's vrae wat ons nie kan oplos nie. Moenie maak asof jy kan nie. Daar's wysheid wat ons roep. Hou daaraan vas, want is God se wysheid. Daar's dwaasheid wat ons kan vernietig. Bly versigtig en loop rondom dit, om dit. Daar's God se werk wat groter is as wat ons kan begryp. Kom ons buig vandag daarvoor neer. Wysheid is nie om alles te verklaar nie. Dis om getrou te leef wanneer ons nie alles kan verklaar nie. Kom ek sluit ons af in gebed. Here, dankie vir die pad wat ons kan stap saam met U en hierdie paar weke van soeke na wysheid, van goddelike wysheid. Dankie dat ons die grense kan kry van menslike uitgedinkte slimheid, wysheid, en dat ons die begin kan sien van goddelike wysheid. Dat ons 'n lewe leef waar ons weet waar is ons grense, maar ook sodat ons met hierdie onkennis, die onvermoë om altyd die vrae te probeer beantwoord of te kan antwoord, nog steeds U te vertrou. Want wysheid begin met die vrees van U. 'n vrees van U wat sê U is ons skepper, U is die skepper van ons lewe. Maar U is ook so die Vader van ons seun, van U seun die Here Jesus Christus, die Vader van ons verlosser. En U is 'n goeie God wat die seun vir ons gegee het om ook so vir ons 'n nuwe lewe te kom gee deur vir ons te sterf aan die kruis. Laat ons daai verhouding wat ons het met U, laat ons daarin leef en in hierdie spanning van die alledaagse te kan probeer leef, sonder om alles in 'n formule te probeer indruk, sonder om 'n lewe te probeer beheer. Maar laat ons 'n lewe leef van vertroue in U. Vra dit in U groot en heilige naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.